Kom ons blaai na Matteus hoofstuk 5. Ons gaan lees Matteus 5, vers 17 tot 20. Ons is besig om te fokus op die evangelie wat Jesus verkondig het, en hy het toe vir Johannes laat weet dat dit wat hy verkondig, is een van die bewyse daarvan dat hy regtig die Messias is wat sou kom. Verlede week het ons op die kern van die hele evangelie gefokus. Dat elkeen wat in afhanklikheid opkyk en in Jesus Christus glo, wat homself aan die kruis offer vir ons sonde, sal die ewige lewe ontvang. Vandag wil ek so 'n bietjie fokus op hoe hy dit gedoen het. Wat het hy gedoen om ons te kan bevry van die sonde en die God se straf daarop? Wat het hy gedoen sodat ons vir ewig in sy geregtigheid volkome by God kan wees? Dit is nogal algemeen dat ons as gelowiges praat van Christus se dood en sy opstanding. Jy hoor maklik dat mense sê, Christus het vir my gesterf. Of Christus het vir my sonde gesterf. Dit is belangrik om dit te weet, om dit te sê, om dit te glo. Maar dis nie alles nie. Daar is nog meer nodig. Daar is soveel meer in sy verlossingswerk as net om te sterf vir ons sonde. Hy het nie net vir ons gesterwe nie. Hy het vir ons gelewe. 'n perfekte en 'n volkome heilige lewe het hy vir elkeen van ons wat in hom glo gelewe. Kom ons lees Matteus 5 vers 17 tot 20. Moenie dink ek het gekom om die wet en die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringstes van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Dis die woord van die Here, ons lees tot sover. Verder in die hoofstuk gaan hy dan juis en hy verduidelik hoe die wet van die Here baie meer is as dit wat die skrifgeleerdes en die fariseërs geleer het. Wanneer hy sê in vers 17 dat hy die wet sy volle betekenis laat kry, is die ou vertaling dat hy die wet vervul het. Ons gaan by al twee van die woorde uitkom. Julle weet dat Jesus en sy volgelinge het nie by al die godsdienstige gebruike en die rituele nagekom, wat die skrifgeleerdes en die fariseërs so fanaties gehou het nie. En die gevaar het dan ontstaan, dat mens maklik sou kon dink, dat God se voorskrifte in sy wet nie meer geldig is, vir almal wat vir Jesus volg nie. En dat mense wat vir Jesus volg, maar net kan doen wat hulle self wil nie, want hulle is mos nou in Christus. Dis 'n verkeerde verwagting. Dis 'n valse beskuldiging wat hulle teenoor Jesus wou hê, en hy smoor dit in die kiem, dadelik. Nee, hy het nie gekom om dit te laat wegval nie. Daar's niks wat, hoe sê mens, niks kan verder van die waarheid af wees as dit nie. Nee, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as wat daar een kolletjie op die i of een streepie in die t van God se wet ongeldig sal word of sal verbygaan. Nee, alles in die Ou Testament moet heeltemal vervul word en klaar gevul word. Dit moet alles nog gebeur. Baie het al gebeur. Baie moet nog gebeur. Moenie jou ore uitleen vir mense wat sê dat die Ou Testament se tyd is verby nie. Nee, dis nie wat Jesus leer nie.
Die hele Ou Testament is die woord van God, net soos die Nuwe Testament. Dis die woord van God vir Jesus en vir al sy volgelinge, ook vir my en vir jou, tot en met sy wederkoms, bly dit so geld. En Jesus se hele bediening, die hele Nuwe Testament, is in harmonie met die Ou Testament, absolute harmonie. Dit vloei voort daaruit. Hy het nie gekom om enige iets in die Ou Testament ongeldig te maak, sodat dit nie meer die waarheid is nie. Inteendeel. Hy het gekom om dit die volle betekenis te gee. As jy wonder wat dit beteken in die Ou Testament, gaan na Jesus toe. Nie net om dit duideliker te maak en om dit vollediger te maak nie, maar om dit juist te laat gebeur, om dit uit te voer, om elke klein detailtjie daarvan volkome na te kom, om dit te vervul. Ek wil vandag daarop fokus, die vervulling van die wet. Maar ons moet nie net by die vervulling van die profete te vinnig verbygaan nie, net enkele opmerking daaroor. Om die profete te vervul, en of dit die volle betekenis te gee, is om al die profesieë, al die beloftes oor die Messia te laat waar word. Dat dit nie meer net profesieë en belofte is nie, maar dat dit regtig gebeur het. Hy maak dit vol, hy laat dit gebeur. Hy doen dit. Dis nie meer net 'n belofte of 'n profesie dat daar een sal kom om die slang se kop te vermorsel nie. Hy is dit. Hy het gekom en hy het daai belofte vervul. Hy het dit laat gebeur. Hy is die een wat uit die nageslag van Abraham gekom het. Hy is die seun vir al die nasies van die wêreld. Hy het gekom sodat die verlofte, die profesieë oor verlossing van sonde 'n werklikheid geword het. Hy maak dit 'n werklikheid. Hy vervul die profete. Hy doen dit. Elke belofte, elke profesie oor die Messias, wat hy sou kom, hoe hy sou kom, wat hy sou doen, wat hy nie sou doen nie, hy is die verlosser. Hy maak daardie profete, daai profesieë, maak hy 'n werklikheid. En Jesus het geweet dis wat hy doen. Hy het geweet wie hy is, hy het geweet waar hy vandaan kom, hy het geweet hy is mens en hy is God, want dit is die enigste manier hoe hy die profesieë kon vervul. Hy het geweet wat hy hier op aarde kom doen het. Nie om die profete ongeldig te maak of af te skaf nie, inteendeel om hulle volle betekenis te laat kry, want hy is die betekenis van die profesieë. Kom ons fokus nou op sy vervulling van die wet. Hy gee die wet sy volle betekenis. Ek wil op 4 dinge uitkom. Hy gee die wet sy volle betekenis, laat ons weet wat beteken die wet regtig. Maar hy is ook die ware betekenis van die wet. Hy voer hierdie wet in volmaakte gehoorsame uit, en dan in die laaste plek kom hy die eis van die wet na. Hy leer ons wat God se wet eintlik beteken. Gaan lees gerus by die huis verder in hoofstuk 5, hoe hy baie duidelik maak dat die wet baie meer ingehou het as wat die fariseërs en die skrifgeleerdes gegee het. Kom ons vat die 6de gebod as 'n voorbeeld. Jy mag nie doodslaan nie, of jy mag nie moord pleeg nie. Dit klink asof die gebod net praat van dat jy mag nie iemand anders doodmaak nie, jy mag nie moord pleeg nie. En al die wette en die bywette wat die fariseërs gemaak het rondom hierdie gebod, het almal gefokus op hierdie uiterlike daad, dat jy tog net nie iemand moet doodmaak nie. Jy kan die lewe vir hom baie moeilik maak, maar jy mag hom net nie doodmaak nie, want dis tog wat die verbod sê. Dan kom Jesus en hy sê nee, die volle betekenis van hierdie gebod is baie meer as dit. Dit gaan nie net oor die uiterlike daad nie, dit gaan oor die innerlike gesindheid, dit gaan oor die beeld van God. Dan is dit nie net dat jy nie fisies moet doodmaak nie, nee, jy mag ook nie eens uitskel nie, want God sou dit nie doen nie, God skel niemand uit nie. Jy mag nie eens sleg praat nie, jy mag nie eens kwaad word nie. Nee, liefde. Liefde is geduld en verdraagsaamheid, gasvryheid, vrede, selfs selfverloning.
Jesus vervul die volle betekenis van elke gebod. Hy vervul dit, want hy is die inhoud van die wet. Wanneer hy hier praat van dat hy die wet vervul het, dan bedoel hy nou nie net 'n paar wette, soos wat ons dit in die 10 gebooie opgesom kry nie. Hy praat van al die voorskrifte wat God gee. Destyds sou hulle baie maklik ook kom praat van die wet van Moses, en dit beteken dan is dit alles wat God geleer het in Exodus, in Levitikus, Deuteronomium. Maar ook in die res van die Ou Testament gee God voorskrifte. Alles daarvan. Nou kom ons in die gereformeerde verstaan van die Bybel, en ons sê hierdie wet kan jy in 3 dele indeel. Ek gaan nou net so 'n bietjie meer verduidelik van die wet, en dan gaan ek weer terugkom presies hoe Jesus elke deel daarvan vervul het. Ons praat die wet in 3 dele. Die een is, daar's burgerlike wette. Dis voorskrifte van hoe die howe destyds moes werk. Julle sal onthou van 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Julle sal ook onthou dat ek nie op hulle almal ingaan nie. Dis voorskrifte van hoe die strawwe moet lyk vir watter oortredings. Later het die konings die reg gekry om ook ander wette te kan maak vir hulle koninkryk, want nou is hulle in regering. En vandag is dit nog steeds so, dat regerings het die reg en die verantwoordelikheid om wette te maak en te verwag dat mense dit sal nakom. Elke owerheid in alle tye en alle plekke sal voor God moet rekenskap gee oor die wette wat hulle gemaak het en hoe hulle met daardie wette God se heerskappy verteenwoordig het. Want dis hulle roeping. Al is die wette van vandag anders, al lyk die strawwe anders, kan ons nog steeds die beginsels van God se burgerlike wette daarin sien. Soms duideliker en soms dowwer, maar jy sien dinge soos hierdie algemene billikheid van regverdigheid, van beskerming van die weerloses, en dat strawwe daarom 'n verband moet hou met oortredings. En partymal sien mense duideliker en ander keer minder, maar die beginsels is nog daar. Nou al die burgerlike wette van sy tyd, het Jesus perfek nagekom. Kom ek gee een voorbeeld. Toe hulle hom in 'n struik wou vang oor die belastingvraag, dan sê hy, betaal aan die keiser, betaal jou belasting. En uiteindelik onderwerp hy hom aan die owerheid se wet, wat hom ter dood te veroordeel, al is hy skuldig. Maar hy kom die owerhede se wette, die burgerlike wette van sy tyd, kom hy na, elke een. Geen verzet, geen woede. Dan is daar die seremoniële wette. Dis al die seremonies en die gebruike en die rituele wat God voorgeskryf het. En hy het dit voorgeskryf sodat die volk sal onthou van die verlosser wat kom. Wette en rituele oor reinigheid. Wanneer jy onrein raak en hoe jy weer rein kan word. Rein kosse wat jy eet en onrein kosse wat jy nie mag eet nie. En dan natuurlik al daardie tempeloffers van diere wat geslag moet word en die bloed en elke voorskrif daarvan. Al daardie rituele, seremoniële wette is soos 'n vingerwysing, 'n aanhoudende vingerwysing wat wys na die een wat sal kom. Daar kom een, hy sal kom, hy sal verlos. En daardie een waarna al hierdie goed gewys het, is Jesus Christus. Hy is die vervulling daarvan. Alles het na hom toe gewys. Daarom is hy die vervulling daarvan. Daardie herinnerende vinger is nie meer nodig nie, want ons het hom. Ons het die werklikheid. Al daardie wette, selfs die wette rondom die Sabbat, was maar net 'n skaduwee van Jesus, van die werklikheid. Jesus wat sou kom. Ons lees dit so duidelik in Kolossense 2 vers 17. Net 'n skaduwee van hom wat sou kom. En nou sit ons met hom self. Hy het klaar gekom. En daarom is die seremoniële wette vervul. En daarom het ons nie meer 'n vinger wat wys na hom wat sal kom nie, want hy het klaar gekom. Trouwens, as jy nog wil vashou aan hierdie seremoniële wette, dan moet jy versigtig wees, want dit is asof jy daarmee sê, hy het nog nie gekom nie.
of hy was nie genoegsaam nie. Ons moet 'n ander een verwag. Nee, die seremoniewette is vervul in Jesus Christus. En omdat hy hier is daardie wette verby. Die derde deel is die morele wette, kan jy dit so sê. Dis die wette wat ons leer, hoe moet ons God se beeld sigbaar maak? Hoe lyk God? Hierdie voorskrifte bring ons daartoe om te wys, so lyk God. En ons is na sy beeld gemaak, ons moet dit uitleef. Maar na die sondeval kan geen mens hierdie wet meer nakom nie. Want Jesus se beeld in ons, die sondigheid, het sy beeld in ons versplinter, soos 'n spieël wat in 1000 stukke is. Hier en daar kan jy iets sien of stien, maar die heel beeld is daarmee heen. Maar Jesus was nie net volkome mens nie. Hy was volkome God. Hy is die wese van God. Lees ons 'n paar keer in die Nuwe Testament. Jesus Christus is God. Kyk na hom en jy sien God. Kyk na sy geaardheid. Kyk na sy karakter en jy sien God. Hy leef hierdie morele wet perfek uit. Sy goddelike karakter, sy volkome goddelike karakter, leef hy uit in sy mensheid. Hy gee hierdie wet sy volle betekenis. As jy gewonder het wat dit beteken, gaan kyk na Jesus. Hy is die beeld. Hy het dit uitgeleef, hy het dit gedoen, hy het hierdie morele wet volkome vervul. Maar anders as die seremoniele wet wat verbygegaan het omdat dit hy vervul, is die morele wet nog steeds 'n vereiste van God. Want ons is nog steeds geroep, soos in die roeping, in die skepping, is ons nog steeds geroep en het ons die opdrag om God se beeld sigbaar te maak, soos ons hom verteenwoordig. En daarom geld hierdie voorskrifte nog steeds om te sê, so moet jy God se beeld laat skyn. Dit geld nog steeds, net so vir ons, as nog vir altyd. Die wet, hierdie morele wet, soos wat ons dit opgesom kry in die 10 gebooie, soos wat ons dit in die liefde vir God en in die liefde vir nasies saamgevat kry, is nog steeds die verpligting wat God op ons lê. So moet jy lewe. Nie meer om sy guns te kry nie, maar omdat jy sy beeld kan in Christus uitleef. Maar weet jy, nou moet ons nog net een ding by sê. Jesus se vervulling of sy uitvoering van hierdie morele wet het verskriklik baie verder gegaan as om net dit na te kom. Hy het ook die finale eis van die wet nagekom. Daardie eis wat sê, elkeen wat die wet van God oortree, sal gestraf word met die ewige helse dood. En dan kan jy vra, maar hoekom was dit dan nodig vir hom om daardie doodseis te vervul? Hy het die wet volkome nagekom. Dit was nie nodig vir hom om dan hierdie eis na te kom nie. Hoekom het hy dit gedoen? En vir wie het hy dit gedoen? Onthou jy die kern van die evangelie? Die vorige preek en wat ek net nou opgesom het? Dat elkeen wat in afhanklikheid opkyk en in Christus glo, wat homself aan die kruis offer vir ons sondes, die ewige lewe sal ontvang, en dat God dit gedoen het, omdat dit is hoe hy lief hy die wêreld het. Hy het die wet volledig vervul. Hy wat die wet klaar volledig vervul het. Hy het ons sonde op hom geneem. Jy kan sê, hy het ons sonde vir homself aangetrek. En toe sien God hom soos 'n sondaar en hy behandel hom soos 'n sondaar. Hy het ons sondevodde klere aan hom en hy sterf die helse dood. Hy volbring die eis van die wet, van dood is die vrug van sonde. Hy vervul daardie doodseis van die wet.
vervul hy in ons plek. Vir elkeen wat in afhanklikheid opkyk en in Jesus Christus glo, wat homself aan die kruis offer as 'n losprys vir ons sonde. Hy volbring ons doodstraf. En daarmee vervul hy die wet volledig. Nie net om te doen wat die wet vra nie, maar om die straf te dra vir een wat dit nie gedoen het nie. Vir elkeen wat in hom glo. En dit is die Christus het vir my gesterf, helfte van ons versoening. Maar weet jy, in die plek van ons sonde wat hy by ons gevat het, gee hy vir ons iets terug. Calvin praat van die genadige ruiltransaksie. Hy vat by ons sondes en hy gee vir ons wat? Hy gee vir ons sy gehoorsaamheid. Hy gee vir ons sy vervulling van die wet, sodat ons dan sy volkome vervulling van die wet ontvang. Sy geregtigheid, sy heiligheid, word ons geregtigheid en ons heiligheid. Nadat hy ons vuil vodde klere van sonde op hom geneem het, los hy ons nie kaal staan nie. Nee, hy trek ons aan met sy geregtigheid. Hy trek ons aan met homself. Ons lees dit in Galasiërs 3 vers 17. Almal wat in Christus gedoop is, dit beteken almal wat deur die Heilige Gees in Christus ingedruk is, hulle het hulle met Christus beklee. Het Christus aangetrek. Elkeen wat in afhanklikheid opkyk en Jesus Christus glo, sy sonde vodde kleur word uitgetrek. Ons onreinheid, ons ongehoorsaamheid, ons eie wysheid, ons hoogmoed, ons selfgerigtheid, ons liefdeloosheid, maak maar die lysie klaar. Ons sonde klere word uitgetrek en ons word aangetrek met Jesus Christus. Ons word aangetrek met sy volkome gehoorsaamheid, met sy volkome vervulling van die wet, met sy absolute geregtigheid en sy heerlike heiligheid. Dit word ons aangetrek. Dis die klere wat ons dra, elke een wat in afhanklikheid opkyk en in Jesus Christus glo. Ons moet aanhou getuig dat Jesus vir ons gesterf het, ja, maar ons moet net soveel opgewondenheid getuig dat hy vir ons geleef het, dat hy vir ons die wet vervul het en ons daarmee aangetrek het. Maar ons moet nie daarvan getuig nie. Ons moet lewe soos mense wat deur Jesus Christus bedek is. Ons moet lewe soos mense wat Jesus Christus aangetrek het. Ons moet die nuwe mens in sy geregtigheid en heiligheid aantrek, lees ons in Efesiërs 4 vers 24. Ons moet Jesus Christus se geregtigheid en sy heiligheid moet ons uitlewe. Dit moet sigbaar word. Mense moet kan sien ons het vir Jesus aan. In wat ons dink, en die woorde wat ons gebruik, die goed wat ons sê vir onsself, vir ander goed, vir wat in die wêreld gebeur, vir wat jy sien op die pad. Dit moet getuig dat jy Jesus aan het. Alles wat jy doen, die plekke waar jy heen gaan en die plekke waar jy wegbly, moet 'n getuienis wees dat jy het vir Jesus aangetrek. Hy het jou met homself toegemaak. En daarvoor, om te weet hoe moet ons sy geregtigheid en sy heiligheid wys, daarvoor gebruik ons nog steeds dieselfde wet. Dis ons rigsnoer om ons lewens se kompas in te stel. En terwyl ons met die wet besig is en dit probeer doen, dan gebeur daar nog 'n ander ding, is ons kom agter hoe ons tekortskiet. Ons kom agter hoe ons pogings op niks uitloop nie. Dat ons nie aan sy voorskrifte kan voldoen nie, nie meer nie.
Ons kom agter dat ons in ons binnekant, in ons binneste bly ons nog steeds struikel, al het ons Jesus Christus aangetrek. Al is ons klaar volkome geregtig voor God, sukkel ons nog met ons sondige natuur en die wêreldse verleiding en val ons maar gereeld vir die duiwelse striks. Nee, dan bring die wet ons en ons sukkel in 'n uitvalende probeerslae daarvan, bring dit ons by die besef dat ons Jesus so nodig het. 'n Beeld wat in Galasiërs gebruik word is dat die wet vir ons 'n tugmeester is wat ons na Jesus toe vat. Dit is amper asof die wet ons 'n paar houe op die agterend gee en waarheen hardloop ons? Ons hardloop na die verlossing toe en ons hardloop na Jesus toe. Ons hardloop na die kruis toe. Dis wat die wet vir ons doen. Dit vat ons nog steeds na Jesus toe. Hy het die wet vir ons volkome vervul, maar die wet help ons om te weet, dis net in hom waar daar geregtigheid en heiligheid en verlossing en lewe is. Die hele Bybel het 'n lyn daarvan. In Genesis, wanneer Adam en Eva gesondig het, dan kom hulle agter, hulle is kaal, en wat doen hulle? Hulle probeer self. Vyeblare, jy kan jou dink hoe sleg het dit afgeloop. Maar dan kom Jesus, en hy vul hulle met velklere. Hy laat die bloed van diere vloei, om hulle naaktheid te bedek. Bloed van diere, wat wys, daar's een wat kom, wat julle eendag volmaak en volkome gaan toemaak. En dan kom hy self, en hy hang in absolute naaktheid aan die kruis, terwyl hulle sy onderkleed daaronder met mekaar uitdeel. Hy hang in naaktheid, want hy hang in ons sonde, vodde naaktheid. En dan sien Johannes die visioen van 'n menigte voor die Here, in helder wit klere, nie meer naak nie, in helder wit klere wat gewas is in die bloed van die lam. Maar dit gaan nog een keer stapie verder. Aan die einde van Openbaring 19, dan sien hy die bruid, en nou noem hy die klere wat die bruid aangetrek het, die geregtige dade van die gelowiges. Met ander woorde, die helder wit klere wat ons aantrek, wat gewas is in sy bloed, die geregtigheid en die heiligheid van Jesus wat ons toemaak, maak dat ons ook die wet al meer en meer vervul. Sy genade, sy werke wat sigbaar word ook deur ons. Elkeen wat in Christus glo, kan en moet getuig dat Christus vir jou gesterf het. Dat hy deur sy kruisoffer en sy dood vir jou sonde betaal het en die straf van God daarvan van jou weggeneem het. Hy het jou verlos daarvan. Maar dit is nie al nie. Hy het vir ons gelewe. Hy het vir ons perfek gelewe. Hy het die hele wet volkome nagekom. Hy het dit heeltemal vervul. En hy het dit so gedoen, dat elke een wat in hom glo, daarmee beklee word, bedek word, aangetrek word. Hy vat die onreinheid van ons sondes, en hy maak ons toe met sy reinheid. Sy volkome geregtigheid, sy volkome heiligheid. Dis hoe elkeen lyk voor God, wat in Jesus Christus glo. Laat ons dan gaan, en laat ons dan lewe soos mense, wat deur Jesus Christus aangetrek het. Mense wat hom aan het. Kom ons gaan wys dit, in alles wat ons dink, en sê, en doen. Amen. Onse Vader, Here, elke keer wanneer ons met die evangelie van Christus te doen het, dan staan ons verstom in die genade daarvan, in die heerlikheid daarvan, in die liefde daarvan. U genade,
u heerlikheid en u liefde. Here, dat ons bevry is van enige vrees om eendag by u te kom, want ons kom na u toe in Christus se geregtigheid en in sy heiligheid, toegevou, toebedek, aangetrek. So staan ons voor u. Klaar, nou al. Volledig, volkome. Here, laat dit vir ons daardie vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. En help ons dan. Help ons dan om regtig met passie te wil agterkom, te wil soek in die woord. Hoe wil u hê moet ons dan nou hierdie beeld van u sigbaar maak? Help ons, Here, want u weet hoe sukkel ons in hierdie weg. Dat al is ons heilig, lyk ons nog nie so nie. Help ons om al meer en meer so te lyk, dat u Gees ons al meer en meer verander, sodat Jesus Christus se beeld ook in ons optrede en ons gedagtes en ons woorde sigbaar sal word. Dat u vir hierdie wêreld, deur ons vervulling van die wet, wys hoe lyk Jesus Christus. Hoe lyk u self? U het ons gemaak na u beeld. U herstel ons in Christus na u beeld en ons vra, Here, help ons om u beeld te kan lewe. Net deur die krag van u Gees. Amen.